vanmôre, Here, ons begeerte, ons behoefte, vir ons Here, ons wil meer hê van meer. Deurdrink ons lewens van u woord, van u teenwoordigheid, van u heiligheid, Here. Vader, ons smag na u in hierdie oggend, Here. Wanneer ons leef in hierdie donker wêreld, Here, is u ons lig, u is ons baken, u is ons toevlug, Vader. En ons roep vanmôre uit in erns, Here, en opregtheid. Kom vul ons, Here. Kom vul ons met u woord, kom vul ons met u liefde, kom vul ons met u teenwoordigheid, Vader. Heilige Gees, lei ons. Ons gee hierdie diens geheel en al aan u oor, Here. Laat u woord val op vrugbare aarde, Here. Laat u Gees beweeg van sitplek tot sitplek. Here, voorsien in elkeen se behoefte en elkeen se begeerte. U alleen is die kenner van elke hart en elke gedagte, Here. Ons onderwerp ons vanoggend aan u, Here. En ons bid dat u wil geskied, Here. Nie net vanoggend in hierdie diens nie, maar Here, in ons lewens, elke oomblik vir elke dag, Here. Want ons honger en ons dors na u, Here. En ons weet, die tyd is min, Here. Die tyd is min en ons het soveel wat moet inkom. En ek bid vanmôre, Here, dat die elke harde hart sal versag, Here. Dat die elke gedagte sal draai na u toe, Vader. Dis die gebed in my hart vanmôre in u kosbare en heilige naam. Alle lof, alle eer en alle aanbidding kom u toe vanmôre, Here. En ons dankie daarvoor in Jesus heilige naam. So getuig. Amen. Ek het al oor die jare geleer wat 'n goeie sin vir humor God het. En dis gewoonlik my expense. En ek het vanoggend weer ondervind. Ek het 'n getuienis wat ek met julle wil deel, wat nou die week gebeur het. Maar toe gaan ek nou vanoggend en ek doen nou vanoggend iets waar ek nes Jesus opgetree het. Ek het my humeur verloor. En dit is baie snaaks toe ons nou daai lied gesing het van wees soos Jesus en ek besef vanoggend, die Here het my so wonderlike dinge, baie wonderlike dinge gedoen die week, maar vanoggend toe gaan ek en ek is in Pick n Pay en ek hou nie van Pick n Pay en ek weet ek moet die Pick n Pay toe gaan nie, maar ek vind myself vanoggend in Pick n Pay en ek verloor my humeur binne in daai Pick n Pay. En toe ek uitstap, toe besef ek het nie net die Here onteer nie, maar ek het julle ook onteer. Want julle is deel van dieselfde gemeenskap as ek. En enige iemand daar buite wat my assosieer met julle en my vandag gesien het toe ek my humeur verloor. Dit is nie 'n testimonie vir julle nie, is definitief nie 'n testimonie vir God nie. So my oggend het begin weer eers belydenis te doen voor ek kon die Here prys en worship. Maar wat ek vir julle wil vertel, die Here het hierdie week 'n amazing ding gedoen. Ek het 'n kliënt en dis 'n moeilike kliënt. Nou by die company waar die maatskappy waar ek werk, is ek die 4de portefeulje bestuurder wat hierdie kliënt kry. Hulle hou nie, die mense, dis net 'n moeilike kliënt, dit bestaan uit 4 direkteure. En as ek sê direkteure, dan bedoel ek mense in die besigheidswêreld, groot sakemanne. Hulle is nie mense met wie jy speel nie. En die 5 direkteure, hulle is so tussen die ouderdom van 40 en 70 en almal van hulle is multimiljonêers. So dis demanding mense. En ek is nou so die afgelope 9 maande is ek hulle portefeulje bestuurder. En dit gaan goed in die sin van die werk word gedoen en hulle is soort van tevrede. Hulle is eintlik baie tevrede met wat gedoen word. Maar hulle is moeilik. Hulle is uitputtend, hulle is uitmergelend om mee te werk. En hulle vat te veel van my tyd. Ek het 15 body corporates wat ek bestuur en hierdie een vat meer as wat hulle moet vat uit my uit. En hulle is regtig waar partykeer net klein onbeskof. En so, nou maar onthou net, ek werk as deel van 'n span. Ek is die portefeulje bestuurder, maar ek het 'n accountant wat vir my werk en ek het ander mense wat deel van my span is. En almal suffer, dit is 'n ripple effek af onder toe. En dit het die afgelope 2 weke regtig moeilik geraak, die situasie. En ek het met my bestuurder gaan praat en ek het vir haar gesê, dit raak nou te erg, dit raak regtig baie te erg. En
en ons moet iets doen omtrent hierdie situasie. En sy het 2 dae later toe kom sy terug na my toe gesê sy het met hoofbestuur gepraat en hoofbestuur het vir my volle autoriteit gegee, ek kan die kontrak kanselleer as ek so wil. As ek wil, kan ek na hulle toe gaan, ek kan hulle sê, ons is klaar, ons werk hier verder met julle nie. Maar so het ek donderdag wat nou verby is, het ek 'n trustee meeting gehad met hierdie mense. En ek dink te myself, okay, ek gaan nou dit hou tot dan toe, ons kan dit nou dan bespreek. En maar so gee ek dit vir die Here. So sê ek vir die Here, ek is op, ek het my alles gegee vir hierdie mense. I come to the party, ek gee my alles. Ek probeer doen dit in U naam, ek probeer dit reg doen. Maar ek gee dit vir die Here en ek gee dit vir die Here. En donderdag aand toe ek daar instap, nou so ek in die raadsaal saam met 5 mans. En hierdie man is gewoonlik moeilike man en jy moet op het wees, jy moet 'n antwoorde reg hê. En ek het daar ingestap en ek was reg gewees vir 'n onaangename sessie. Ek het in haar vertrek ingestap en die oomblik toe ek in haar vertrek instap, te weet hierdie is ander mense wat hier sit. Die Here het iets met hierdie mense gedoen voor ek in hierdie vertrek ingestap het. Dit is nie dieselfde gees wat ek altyd van hulle ondervind het nie. Ek het daar ingestap en onmiddellik die hele vertrek was gevul met die vrede van God. Dit was net something else om dit te ervaar. En ons het 'n vergadering gehad, ek het deur die normale agenda gegaan, ek het daardie items wat ons moes bespreek het ek heel laaste op die agenda gesit, ons het deur die normale agenda gegaan en toe ons nou by hierdie items kom, toe is dit asof daai mense so omgedraai het. Hulle het absoluut 'n ander gees gehad, 'n ander attitude gehad, hulle het saamgewerk, hulle het toegelaat dat ek die dinge wat ek wil implementeer, kan implementeer en ons het daar uitgestap en dit was, Ronel, baie dankie vir wat jy vir ons doen, ons is so dankbaar vir jou daardie attitude. En ek het die volgende oggend by die werk gekom en almal is soort van, hoe het gegaan, want almal verwag nou hierdie verskriklike terugvoer van hierdie argumente, want soos ek sê, die vorige portefeulje bestuurders baie keer in trane daar uitgestap, letterlik in trane. En ek sê vir hulle, nee, hulle is so happy, hulle wil bly en hulle is bereid om my veranderinge aan te gaan en hulle het actually so ver gegaan om vir my verskoning te vra. Nou, dis wat ek vir julle wil sê. My testimonie vanoggend is, bid, los dit in die Here se hande. Moenie interfereer nie en kyk wat hy doen. Pragtig. Ja, die Here is in staat om 'n negatief en 'n positief te verander. Dit wat vir die mens onmoontlik is, dit is vir God moontlik. Amen. As ons net meer aan hom wil oorgee. Maar ons wil eers alles probeer wat ons in ons menslike vermoëns kan en dan, as ons nou uit opsies uitgehardloop het, dan wil ons na die Here toe gaan. Maar wat daarvan as jy sommer in die eerste plek na die Here toe gaan? Ja. Ons kan vir onsself soveel moeite spaar, nie waar nie? Ja. Oh, dankie vir daai kragtige getuienis. Broer en suster, vanmôre gaan ons weer net lekker gesels met mekaar. En ons gaan gesels met mekaar oor dit wat God van jou en my wil maak. Ons het volgende gesing, Lord, make me an instrument of worship. Ek onthou hoe die Here vir Jesaja ook gespreek het teenoor die volk Israel en gesê dat die Here wil hê dat hulle skatvoorwerpe sal wees. Dat hulle voorwerpe sal wees dat wanneer daar met dit geslaan word, dat dit die nodige impak sal hê. Weet, as jy met 'n stomp byl probeer hout kap, dan raak dit moeilik. As jy met 'n stomp mes probeer sny, dan is dit moeilik om te sny. En dit kan so maklik gebeur dat ons stomp word vir die Here. Ja, jy's in sy hand, maar jy's moeilik bruikbaar. Maar oh Lord, make me an instrument by which you can be magnified. Is dit wat jy begeerte? Dit is wat Paulus onder Timoteus se aandag gebring het. Toe hy met hom gepraat het oor die gemeente in Efese. En die Here het seker dinge opgemerk, want Timoteus was aangestel
oor die gemeente in Efese om 'n opsienersrol daar te vervul. En Paulus het sekere raadgewinge aan Timoteus gegee. En in hierdie stadium was Paulus al op 'n baie laat stadium van sy lewe gewees. En hy het geweet, sy tyd is nie meer lank nie. En teenoor uit in 2 Timoteus, het hy vir Timoteus gesê, kyk, ek het die goeie stryd gestryd. Die tyd van my heengaan is naby. Maar nou is vir my weggelê die kroon van die lewe. So Paulus het geweet, en hy het hierdie laaste raadgewinge vir Timoteus gegee. En onder andere sê hy vir hom, hier in hoofstuk 2 vers 20. Dis nou 2 Timoteus 2 vers 20. Hy sê, maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk. Sommige tot eer, maar ander tot oneer. Hy sê, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp van eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Net wat so ver. Hemelse Vader, sal U vanmôre spreek net soos U wil. O Here, verander my, sodat U naam in en deur my geheilig sal word. Here, verander ons deur die vernuwing van ons gemoed. Laat U waarheid vanmôre in die grond van ons harte val. Laat die voëls van die hemel dit nie sal kom oppik nie. Laat die sorge van die lewe nie U woord sal verstrik nie. Laat die steek van die son nie die saad sal verbrand. Maar mag dit vanmôre vrug voortbring. 30-foud. 60-foud. Ja, 100-foud. Want dis U wil dat ons as U kinders veel vrug sal dra. Vra dit in Jesus naam. Amen. Wanneer 'n mens deur die skrif lees, dan sien jy dat gedurig deur word na ons as mense lewe verwys as 'n voorwerp of 'n kleipot of 'n tempel. Gedurig deur word na ons verwys as een of ander voorwerp wat iets bevat. En wanneer 'n mens kyk na die Bybel daar, dan sien 'n mens dat in die dae van die Ou Testament en in die dae van die apostels, verskoon maar my stem, was voorwerpe of erdekruike of houers 'n algemene verskynsel. Oral waar jy kyk was daar kruike. Verskillende groottes en verskillende vorms. En hulle was vir gebruik vir allerhande verskillende doeleindes. Jy het kruike gehad wat gebruik was vir versiering. Hulle het hierdie kruike het hulle oorgetrek met allerhande edelgesteentes. Ag, dankie Renel. Met allerhande edelgesteentes soos goud of silwer of ander duursame metale. En dan het hulle dit as versiering in die huise gesit met plante in. Daar is hy. Right toe. Verdrink die koring. Ja, daar vat hy. Met plante in of blomme in en dan sit hulle dit op hulle rakke vir pragtige versiering in die huise. Maar meeste van die kruike in die Bybeltyd was gemaak uit klei uit. Kleipotte. En daardie kleipotte was vir algemene gebruik geweest, vir verskillende doeleindes. Jy het byvoorbeeld kruike gehad, wat hulle gebruik het om water mee te gaan skep. Die vroue by die put, met kruike by die water gekom, water geskep vir die huis, vir die dag. Dan het hulle kruike gebruik waar, as jy by die huis instap, sommer by die voordeur, dan staan daar 'n kruik met water in,
En dit was vir reinigingsdoeleindes. Jy weet, sodat jy jou hande kan was en jou voete, want kyk, daai dae het hulle nie daai tekkies gehad soos die man nie. Daai dae het hulle met sandale rondgeloop. Jy weet, hulle voete was oop en die strate was nie geteer nie. Dit was stofstrate. So as jy by die huis kom, is jou voete lekker vuil. Né? En so daar was potte vir dit. Dan was daar, as jy in die kombuis instap, was daar klein potte gewees wat hulle daar geplaas het. En daardie potte het hulle gebruik, die water in daardie pot het hulle gebruik om mee te kook, om water mee warm te maak en vir kookdoeleindes. En dan was daar nog 'n pot langs daai ene wat hulle weer die afvalwater in daai pot gegooi het of in daai kruik gegooi het. Daar was selfs kruike gewees wat hulle vir vullis gebruik het. Soos wat jy 'n astrom het, was daar kruike wat hulle afvalmateriaal ingegooi het om later weer weg te gooi. So baie kruike, Hanu, baie kruike vir verskillende doeleindes. Alright? En daarom kom Paulus en hy verwys na hierdie kruike en hy sê daar's kruike wat gebruik word vir eerbare doeleindes en daar's kruike wat gebruik was vir oneerbare doeleindes, afhangende van waarvoor die kruik gebruik was. Ek dink die vullisverwyderingskruik was seker vir 'n oneerbare doeleinde gebruik, waar die kruike wat vir versiering gebruik was, of om dalk water te gaan haal, dit was weer vir eerbare doeleindes gebruik. Sien jy dit? So Paulus kom en sê vir Timoteus, in 'n huis is daar nie net voorwerpe van eer nie, maar ook van oneer. Alright. Nou, daardie kruike, wat bepaal het of dit 'n voorwerp van eer of oneer was wat was die inhoud wat in daardie kruik geplaas was. So die inhoud in die kruik het grootendeels bepaal of daardie kruik vir 'n eerbare of 'n oneerbare doeleinde gebruik was. Nou wil ek vir u 'n vraag. As jy so 'n bietjie introspeksie doen vanmôre, en jy kyk so 'n bietjie in jou eie lewe in, hoe lyk die inhoud van jou lewe? Is dit suiwer? Is dit skoon? Of is die inhoud vuil en besoek? En dit is die vergelyking wat Paulus hier wil tref. Hy praat van die voorwerpe in 'n huis, maar hy trek dit na die mens. En hy sê, jy is ook 'n voorbeeld. Wat vloei uit jou uit? Dit pas nou so mooi in by vanmôre se getuienis, in 'n oomblik van swakheid, toe vloei daar nou aggressie of woede. Is dit eerbaar? En jy het dit self gesê, dit was net oneer gebeur, maar jy het dit bely. En dit is nie wonderlik nie, al struikel die regverdige. Regverdige struikel ook. Jy kan ook soms in oneer optree. Maar as jy dit bely, elke keer kom die Here en hy help jou weer op. Kom ons lees gou 'n versie in 2 Korintiërs 4 wat aansluit by Paulus se gedagte. 2 Korintiërs 4 en wel vers 7. Daar staan, maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag mag wees van God en nie van ons. Ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid mag wees van God, van die krag van God en nie van ons. Paulus gebruik hier die woorde van 'n erdekruik. 'n klein pot. Hy sê, hy vergelyk eintlik ons as mens, ons is soos erdekruike. Klein potte. En hy gebruik daai vergelyking sodat die eer
nie op die kruik sal val nie, maar op die inhoud van die kruik. Ek kom gee eer toe nie, maar jy kom gee eer toe nie. Ons is maar net erdekruike. Wie kom die eer toe? Die inhoud. Dis wat die eer kry. En Paulus praat hier van die kapasiteit, hoe God ons gemaak het, as 'n erdekruik, dat ons die kapasiteit het, om Jesus Christus in ons te kan ronddra. Dit laat my dink aan die woorde wat Jesus gebid het daar in Johannes 14:20, toe sê hy, daar sal daar kom, waar ek in die Vader sal wees, en julle in my, en ek in julle. Ek in die Vader, Michael en my, ek en Michael. Wow! Ons het die kapasiteit, ons het die kapasiteit om Christus in ons te dra. Weet jy het 'n kosbare skat binne in jou. Ja, amen. God is in hierdie erdekruik. Korintiërs 3:16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van die Heilige Gees is? Hierdie Heilige Gees wat Johannes 14:17 sê, hy sal by julle bly en in julle wees. Korintiërs 6:19 sê dieselfde, weet julle nie, julle is 'n tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 3:16 en 1 Korintiërs 6:9. Dit is tempels. En die Heilige Gees is God. Dis die derde persoon in die drie eenheid. Onthou julle Ananias en Safira, toe sê op Petrus, weet julle betower om die Heilige Gees, om vir die Heilige Gees te lieg? Hy sê, julle het nie vir 'n mens gelieg nie, maar vir God. God die Heilige Gees. Maar hy is in ons. Ons het hierdie kosbare skat in erdekruik. En die doel van hierdie skat wat in ons is sodat God sy liefde, sy genade, sy goedheid, sy krag deur jou en my kan laat vloei. Dis hoekom hy in ons is. Want hy wil deur ons geopenbaar word. Jy sit nog nie 'n lig onder 'n maatemmer. Jy sit dit op 'n stander vir almal om te sien. Maar weet jy hoekom sit mense hulle goed onder 'n maatemmer? Want ons het dinge om weg te steek. Maar as jy van die lig is, kom jy na die lig. Sodat jou werke geopenbaar gemaak kan word, dat dit uit God uit is. Ons gaan kruip nie weg. Steek dit nie weg nie. Because we've got precious things in us. Die hou nie daarvan om 'n mooi hanger vir almal te wys nie. 'n Mooi horlosie, iets wat kosbaar is, jy wil dit tog toon. En ons het hierdie skat in ons. En ons moet dit gaan wys vir die wêreld. Dis hoekom dit in ons is. Ons het hierdie kosbare skat in erdekruike, sodat hierdie lewenswater, wat Johannes 4 praat van, hier lewende water wat uit jou binneste sal opborrel, sodat dit kan uitborrel uit ons uit. Mele was die tyd van hierdie put, net hier. Ja, amen. Dit vloei uit jou uit, dit borrel uit jou uit.
Ek wil net praat oor hom, ek wil net getuig van hom, ek wil net die almal moet weet hoe kosbaar hy vir my is. Dis hoekom ons hierdie kosbare skat het, sodat die glorieryke evangelie deur hierdie tyd, deur hierdie mond, dat die wêreld kan uitvloei. Ag, liewe vriende, is dit maar nie so nie. Dat ons baie keer nie ag slaan daarop, dat wanneer hierdie lewenswater uit ons uitvloei, dat ons sal attent wees daarop, dat dit wat uitvloei, nie te veel smaak na die eie ek. Dis so 'n uitdaging vir soveel van ons. Dat ja, daar's water en dit vloei uit, maar dan wanneer jy dit proe, dan proe dit so bietjie na dit proe na ek. Kan jy onthou as toe ons jonk was? Wie was jonk? En jy speel buite op 'n warm somersdag, hoor jy, en dis touch rugby en dis handjie cricket en dis king en is al die goed, en jy speel jouself tot in 'n 7de toestand van dorsheid in, en dan skielik is jy so dors, maar is nou 'n bietjie ver huis toe, en dan wat doen jy? Jy gaan soek water iewers, en sê jy, hoor, hier by buurman Haas se kraan, maar die tuinslang is nou vasgemaak daar, né? Nou maak jy die kraan oop, nou kom die water deur die tuinslang, en jy al water uit 'n tuinslang uitgedrink. Hoor jy so dors, maar jy dink vir die drink gaan, maar as jy die eerste 2 slukke van, as jy, maar dit is sleg, maar jy proe som met die tuinslang. Dis water, maar dit proe dan net soos die slang waar deur die water kom. Nee? En dan wat jy nou doen is, dan loop jy nou maar jy sien water, of probeer die tuinslang loskry, maar so hy eysterkoppe gewees, jy goed roes vas in die kraan, jy kry dit nie los nie. Jy weet, maar jy is dors. Baie keer dan maak jy by jou neus toe en jy drink. Maar dit is nie lekker om te drink van water wat proe na die tuinslang of die kruik waaruit dit vloei nie. Verstaan dit, ek probeer sê, baie keer ons wil Jesus gee, maar wanneer mense kom proe by jou, dan proe hulle meer van jou as van Jesus. En dit het met my ook gepraat, nou Hendrik. As mense, as dit uit my uitvloei, wat proe mense? Smaak hulle Jesus of smaak hulle my? Niemand wil toch as jy dors is uit 'n houer uitdrink. Hierdie plastiekhouers, die ou daai, jy mos hierdie plastiekhouers gekoop, né? Daai deurskynende houers wat jy water in gooi. Maar as hy eerste lot gedrink en jy probeer soos die plastiek, as maar dit proe aan die water, né? Niemand wil toch water drink uit so 'n houer uit nie. Nie waar nie? En ek vra myself, vir al die laaste tyd gedurig deur, wanneer mense kom wat dors is, en hulle is op soek na water, en hulle kom na jou toe, want hulle soek iets van Jesus, en hulle kom drink, want hulle weet, hulle het gehoor, by jou is daar water, die water is by God, maar God is in jou, en hulle kom sit by jou, en weet, vertel my van Jesus, vertel my, vergeef my die evangelie, vertel my van sy liefde en sy goedheid, want ek is verloren. Dan vraag ek myself, wat proe mens? Jy sien, maar die doel waarvoor ons gemaak is nie net om 'n houer te wees vir God nie. Dank God daarvoor, dat daar hierdie kosbare skat in ons is, maar ons is nie net draers van God nie, ons is ook iemand wat God moet uitdra na ander toe. Ons is veronderstel dat die vrede en die liefde en die goedheid en die guns en die genade van die Here en die vriendelikheid, dat dit sal vloei, die vrug sal vloei deur ons na almal. Ja, my liewe vriende, die wêreld daar buite
Dis baie dors. Dis baie dors. Die Here het 'n kosbare skap in hierdie aardekryk gesit, sodat 'n dors wêreld kan kom. Jy kan kom drink, en die lewenswater kan kom proe. Maar ek vra jy, van hulle kom proe by ons, wat proe hulle? Proe hulle my? Of proe hulle suiwer, skoon lewenswater? Ja, ons het hierdie kosbare skap. 'n aardekryk. Dis wat Paulus vir Timoteus probeer weergee. Terug by ons skrifgedeelte. Verstaan jy nou wat Paulus probeer sê in vers 20? In 'n groot huis is daar nie net alles voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, sommige tot eer, ander tot oneer. Afhangende van die inhoud sal bepaal of dit 'n voorwerp van eer of oneer is, maar maak ook werk daarvan om seker te maak dat wanneer die inhoud uitvloei, dat die besoedel sal wees met jouself, maar dat dit suiwer sal wees. 'n Fontein bring tog nie vars en bitter water gelyktydig na vore nie. Dis wat Jakobus ons leer. As jy na 'n fontein toe gaan, dan is die water of soet of bitter. Jy kan nie al twee hê nie. Maar is dit nie interessant dat uit dieselfde mond kom seën en vervloeking? Kan ons nie so wees nie. Ek weet nie van hierdie, maar ek wil 'n fontein van lewe wees. Ek wil 'n fontein wees waar soet water uitvloei. Waar mense gestig word, opgelig word, waar hulle nader aan die hart van God gebring word, waar hulle sal sê, man, ek wil daai God ken wat jy ken. Ek wil hom lief hê soos wat jy hom lief het. Veel mense sit vandag by huise wat met kerk niks te doen wil hê nie. Want iewers in hulle lewe het hulle met kerkmense te doen gehad. En die water was nie soet. Het was bitter. En dan dink hulle wel, as die aardekryk homself so gedra, dan kan die inhoud ook mos nie goed wees nie. Want hulle dink, dis die inhoud wat uit ons voortvloei. Maar intussentyd was dit net jouself. Het was nie verteenwoordigend van wie God is nie. Mag die Here ons help, Misha, dat ons nie soos hy tydslang sal wees nie. En dat mense direk van die bron af sal kom proe by ons. Nou, Paulus gaan verder. Hy sê daar in vers 21. Hy sê, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp van eer wees. Wat is die hiervan? Waarvan hy hier praat. As iemand hom hiervan deeglik reinig. Nou, by vriende en familie daar by die seniors sal weet, ons lees alles in konteks. Ons gaan gryp nie nou skielik hier die Ou Testamente versie om. Nee, ons kyk maar eers wat is die direkte konteks. En as jy 2 Timoteus 2 lees daar vanaf vers 14, dan gaan jy sien, daar is eintlik 2 hiervans wat Paulus uitlig vir ons. En ek het maar gedink, kom ons bly by dit wat 2 Timoteus vir ons sê. Daar's baie ander dinge ook, waarvan ons gereinig moet word, maar kom ons praat oor die 2 wat Paulus na verwys hier in 2 Timoteus 2. Kyk gou wat sê hy in vers 14. Hy sê, herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer, wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die woorders. So hy praat hier van argumente.
Mense wat hulle is behept daarmee om te argumenteer en woordestryde te voer en debatte te voer en weet my opinie net al hoe sterker want ek is mos reg en jy's verkeerd. Jy weet, en as jy nou, hy sê, okay, wag, vir ons verder lees, want hy verduidelik verder wat daar aangaan. Maar, broer en suster, wat hy hierna verwys is, dat jy kry sommiges, wat strewe daarna, om met slim, bedigte woorde, en met diepliggende debatte, hulle opinie te wil afdruk, en hare te kloof, oor alles en nog wat. Ken jy sulke mense? Broer en suster, luister. In die kerkwêreld en in die woord van God is daar soveel konsepte. Daar is soveel gedagtes, soveel idees. Mense, duisende. Van die gedagtes is hoofgedagtes. Ek noem dit altyd die non-negotiables. Ek gaan nie eers met jou stry oor, is Jesus God of is hy nie God? It's a main fact. Ek gaan nie met jou stry oor sonde, dat jy daarvan gereinig moet word nie. God red jou nie in jou sonde, hy gered jou van jou sonde. Ek gaan nie stry met jou oor die goeders nie. Is julle met my? So met ander woorde, daar is sekere goed wat hoofsake is. Maar ons praat nie daarvan nie. Ons praat van die bysake. En jy kry individue wat so behep is om hare te kloof oor bysake, dat hulle as ware hulle self in oneer bring. Dis alwaaroor hulle kan praat. Maar weet jy wat gebeur met sulke mense? Sulke mense raak, die medies gebruik 'n mooi woord, steriel. Hulle raak steriel, want hulle raak onvrugbaar vir die Here. Ons is gestuur om vrug te dra. Wys my die bediening in die Bybel wat 'n bediening van debatvoering en 'n bediening van hare kloof en 'n bediening van, jy weet, ek vra in elk geval, wie het die volle waarheid? Ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar wat het Efesiërs ons geleer? Dat ons die eenheid van die Gees sal bewaar, totdat ons almal groei, tot die eenheid in die geloof. Mense, ek groei elke dag. Ek weet nie van julle nie, wie van julle ophou groei? Groei julle nog? Nee, julle sien ek is langer as wat ek laas week was. Ek is nou 1.94. Nee, ons praat nie van daardie groei nie. Ons praat van groei in jou volwassenheid in die Here. Johannes praat, sê, ek skryf van julle kinders, ek skryf van julle jongmanne, ek skryf van julle vaders. Daar's vlakke van groei. Jy groei in die Here. Jy word volwasse in die Here. Maar as jy so behep is met woordestryde en argumente, sê Paulus vir ons in 2 Timoteus 2, jy gaan steriel raak. Jy gaan onvrugbaar raak vir die Here as jy jou hele lewe daarop wil fokus. Jy sien, wat gebeur met sulke gene, is hulle trek terug. Hulle trek terug in hulle eie klein groepie. Die 3 of die 4, wat nou bereid is om saam met my te praat oor hierdie bysake. En hulle kry vir hulle eie klein plekkie. Met hulle eie paar mense. En dan kom hulle saam in hulle groepie. En alwaaroor hulle kan praat is hierdie bysake. Wat hulle hoofsake van maak. En in die proses
sonder hulle self af van die wêreld waarin God ons geplaas het om lig voor te wees. Maar hulle sit daai lig onder 'n maatemmer. En diegene sien hulle self baie maal as die oorblyfsel. Ons is die oorblyfsel. Ons alleen het die waarheid. En almal wat nie onder hierdie sambreel funksioneer nie, gaan verlore gaan. Maar intussen tyd leef hulle so afgesonder dat die lewende water wat God in jou en my lewe daar geplaas het, daai kosbare skat in aardekruike, daar is nie meer 'n geleentheid vir daai lewenswater om te kan vloei na 'n dors, desperate wêreld, stikken, sodat die wêreld hulle dors kan kom les by daardie skat wat God in jou lewe belê het. En hulle raak onvrugbaar. Jy kan maar sê amen of eina. Nou 2 Timoteus praat van 2 sulke manne wat voorgekom het en dit is wat Paulus na verwys. As jy gaan lees, hy sê daar in vers 17, hy sê hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker onder wie daar Hymenaeus en Philetus is. Daar was 2 manne. Daar in die feeste, daar wat Timoteus as 'n ouderling opgetree. En hierdie manne was self behep met hulle konsepte. Een van hulle konsepte wat hulle gehad het was om vir die wêreld te vertel in die feeste dat die opstanding het klaar plaasgevind. En so het hulle baie mense bekommerd gehad, want as die opstanding klaar plaasgevind het, beteken dat ons het die wederkoms gemis. En die mense het benoud geraak en sê, o, Here, is ek nou verlore, want die opstanding het klaar plaasgevind. Weet jy, daar is mense wat vandag nog dieselfde ding sê. Die opstanding het klaar plaasgevind. Hulle sê dit vandag nog. Hulle sê, dis 'n geestelike opstanding, wat plaasgevind het in 70 na Christus, né? Toe die tempel afgebreek was, toe het Jesus eintlik in die gees teruggekeer, en die koninkryk het gekom, en daar het 'n geestelike ontwaking plaasgevind. Hulle praat van die eerste en die tweede opstanding. Die eerste opstanding is jou wedergeboorte, want jy was mos nou dood, so jy het nou geestelik opgestaan. En dan die tweede opstanding sal wees wanneer Jesus terugkom om nou fisies sy koninkryk. Wat 'n pot! Julle moet my verskoon. Waar kom hulle aan die goed? Waar? Sê julle vir my. Dis dieselfde wat Hymenaeus en Philetus verkondig het, die opstanding het klaar plaasgevind. En Paulus waarsku hulle en sê, julle moet ophou met hierdie vals leer. Want wat julle in die proses doen is, julle is besig om mense weg te lok, weg van die waarheid. Julle het die geloof van sommige omgekeer, sê Paulus, julle het hulle geloof omgekeer. En Paulus sê, stop daarmee, want wat julle nou doen is, julle word 'n voorwerp van oneer. Want dit wat uit julle mond uitkom, is nie meer suiwer nie. Dit is besoedel. Daar is te veel van julle self in wat julle sê, Hymenaeus. Daar is te veel van die eie ek, van julle eie gedagtes, Philetus. Julle moet ophou met dit, want dit bring julle in oneer. Julle word onvrugbaar vir my. Julle speel in die hand van die koninkryk van duisternis. Julle bevorder die verkeerde koninkryk, Hymenaeus. Paulus sê vir Timoteus, pas op vir hierdie 2 manne. Reinig julle van hierdie gedagte. Broer en suster, ons het nodig om onsself gedurig te reinig van verkeerde idees, verkeerde konsepte. Reinig jouself daarvan.
Hoe reinig ek my? Waarmee sal 'n jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Kry klaar met jou idees. Kry klaar met hierdie ding van, ja, maar daai apostel het dit gesê, en hierdie profeet. Broer en suster, wie is daai apostel? Ek wil weet, wat sê Jesus? Wat leer God in sy woord vir ons? Ons is nie geroep om mense behaars te wees nie, of om mense aanhangers te wees nie. Asseblief, moet niemand aanhang nie. Hang maar die Here aan. Hoor maar wat hy te sê. En dan meet jy dit aan dit wat mense sê. En as die mense in lyn is met God se woord, dan sê jy amen daarop. Maar as dit teenstrydig is, waag dan. Waag dan. Moenie luister na Hymeneus nie. Moenie luister na Philetus nie. Luister maar na wat God sê. Amen. So dis die eerste hiervan, waarvan Paulus sê, julle moet julle hiervan reinig. OK? En dan, die tweede hiervan, waarvan Paulus praat, ons praat so net oor die twee. Lees ons in vers 22. 2 Timoteus 2, vers 22. Lekker om te onthou net. 2 Tim 2, 22. Hy sê, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid. My vriend, as jy 'n voorwerp van eer wil wees vir God, as jy 'n voorwerp, 'n erdekruik wil wees, waardeur die heerlikheid van God en die lewenswater van God voortvloei, sê Paulus, dan moet ons afstand doen van die begeerlikhede van ons vlees. Ons moet ons reinig van dit. Sê gou van my, as jy nou lekker geëet het, daar by die huis, uit jou porseleinbord uit. Waarvan word borde gemaak? God, nie porselein nie. Maar hoe dit ook ons? As jy nou lekker geëet het, wie vat daai bord nadat jy geëet het en sit hom net so in die kas? Net om môre weer hy selfe bord uit te eet. Is daar sulke mense? Nee, wat doen jy? Jy vat die bord wasbak toe. Jy was die bord. Ek kan myself indink as ek by mense moet gaan eet. En hier al die borde in die kas en daai bord is 'n maand terug gewas. En dit is laag op laag op laag van verskillende etes wat hulle in daai bord geëet het. Nou kom sit hulle 'n heerlike aandete voor, lekkerste ertjies en soet wortels en mashed potatoes en lamb chops en hier raak ek nou honger jong. Nou kom sit hulle dit voor jou en dit blyk heerlik. Mense onder daai bord, dit is net olie en vullis en harde goed wat hard. Wie wil uit so 'n bord uit eet? Hallo? Hoekom wil jy net so 'n bord uit eet huis steek? Is jy vol nonsens? Is jy ondankbaar? Wie hoe lank het ek gevat om daai kos vir jou voor te berei? Goeie kombinasie. Sal jy dit maar eet? Niemand van ons nie, hoekom nie? Want daai kos wat aan daai bord vat, dit verander die smaak van die kos. Dit proe nie is dieselfde wat jy proe daai ou goed. Net soos die tuinslang wat jy water drink. Jy probeer tuinslang as water. En nommer 2, daar siektes. As jy so leef en so eet, gaan jy siek raak. Net dan sê, dis die duiwel wat my aanval. Nee man, jy's onverskillig. Die duiwel het my nou weer aangeval vandag, pastoor. Ek is so siek, ek sê, wat sê ek jou borg en sê, nou is dit die duiwel of is dit jou wat lei is? Hoe skorrel goed te was. Miskien is dit jou eie leiheid. Want jy sien, die duiwel is nie die enigste vyand, jy het ook die vlees in die wêreld. Maar jou vlees is lei. Soos die ene wat gesê het, die duiwel het my aangeval vandag. Want vanoggend toe ek wakker word,
Toe jaag ek na die stasie, na verpas ek die bus, en toe was ek wag vir die volgende bus, en op die volgende bus, toe was ek weer laat vir die trein, en toe was ek wag vir die trein, en toe ek op die einde by die werk kom, toe was ek 'n uur laat vir die werk, en toe is die baas op my saak, en weet nog alles, die duiwel was weer los. Toe sê ek, hoe laat jy wakker geword? Nee, 6 uur. Hoe laat moet jy wakker word? Nee, 5 uur. Nou het jy nie wakker geword nie. Nee, ek vergeet om die wekker te stel. Nou is dit die duiwel of jy wat vergeetachtig is. Nee, ons kan maar maklik die duiwel nie skuld gee. Nee, dit is kwak. Maar hoe dit ook al sê, ons gaan nie eet uit 'n houer uit wat vuil is nie. Want dit bring siektes. Hoeveel keer wil ons hê mense moet kom eet uit jou lewe uit, maar jy dra 'n klomp onreinheid rond. En in steede daarvan dat mense die brood van die lewe smaak hulle meer van jou onreinheid. En mense raak siek. En hulle raak afvallig. Mense, het u geweet, dit is moontlik om 'n voorwerp van eer te wees, en ook, al het jy die kosbare skat in jou, om op te tree as 'n voorwerp van oneer. Dit is moontlik. Al wat jy moet doen is, as jy in oneer wil optree, hou net op, om gedurig deur jou gedagtes te reinig. Om gedurig deur jou gedagtes gevange te neem, tot gehoorsaamheid aan God. Wat moet jy doen? Jy sien, wat gebeur is, die wêreld stort elke liewe dag hulle gemors in jou lewe af. Maak nie saak waar jy beweeg, oral waar jy stap, op advertentieborde, jy stap in die winkels in, die musieke wat speel, jy sit die TV aan, die gemors wat op is. Dit alles, dit word gedompel in jou lewe in. En as jy nie jouself gedurig weer sê, o Here, in die aand wanneer jy op die bed lê, Here, reinig my gedagtes, salf my oë, was my, sodat ek rein sal wees, sodat ek 'n voorwerp van eer sal wees, dat dit wat uit my mond uitkom, dit wat uit my gedrag gedemonstreer word, Here, dat dit U sal verteenwoordig, dat dit skoon en rein sal wees. As jy dit nie gaan doen nie, sal jy agterkom, binnekort gaan jy in oneer optree. As jy nie die bord gedurig deur was nie, elke keer as jy hom gebruik, gaan maar vanaand, was maar die skorrelgoedjies. Né? Sodat wanneer jy môre weer wil eet, en ander wil kom eet, dat die bord skoon is. Moet dit nie oplaai, dat dit vuil en vuil en vuil word. So jy kan verander van 'n voorwerp van eer na 'n voorwerp van oneer, net so. Maar ek weet nie van u nie, maar ek wil nuttig wees. Ek wil nuttig wees vir die Here. Ek wil nie nutteloos vir hom wees nie. En dis moontlik dat jy vandag nuttig kan wees en môre nutteloos. Wat het Paulus gesê in Korintiërs 9:27? Hy het gesê, ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, sodat terwyl ek vir ander preek, ek nie self verwerplik sal wees nie. Paulus sê dit. Hy sê, jy kan verwerplik wees, terwyl jy nog preek vir ander. Hier staan ek nou in die soeklig, en hier preek ek nou vir julle, en sê, ja, pastoor, jy preek lekker vir jouself, né? Jy preek vir ander, maar jy moet pas op, pastoor, ja, dat jy nie verwerklik was nie. Broer en suster, ek is nie alleen geroep om 'n verkondiger te wees nie. Ons almal is disippels van die Here. Ons almal is geroep om te gaan verkondig. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie van sy koms en glorie. Ons almal moet vertel. En dit is maklik om verwerplik te raak. Weet julle hoe raak jy verwerplik? En Dion, hoeveel mense ken ons? Predikante, vriende, wat op 'n stadium in hulle lewe kragtig deur God gebruik was. Maar vandag is hulle lewe aan skerp. Lewens is verwoes. Weet julle hoe gebeur dit? Net op twee maniere. Die een manier is, jy laat die wêreld toe in jou lewe. Jy raak vleeslik. En as jy die wêreld gaan toelaat en dit akkommodeer en dit vermaak in jou lewe,
dan gaan jy by 'n punt kom waar jy in oneer gaan verval. En jy gaan uitgewerk word. En dis vir my so hartseer. Maar onthou, ons moet op onsself let, dat ons nie onder dieselfde oordeel val nie. Ons moet onsself gedurig reinig. Ons moet vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid. Vlug vir die begeerlikhede van die vlees. So dis een manier. En weet jy wat die tweede ding wat kan gebeur? Is, jy laat te veel van jouself toe. Jy raak te hoogmoedig. Jy raak te opgeblaase. Me, myself en Irene. Nee, ach, me, myself en I. Loopie is Irene, sê so nie. Maar jy raak so in jouself ingekeer. En jy sien jouself amper as 'n goddelike figuur, waar ander amper jou voete moet so net omdat hulle jou mag, naby jou mag wees. Wanneer dit gebeur, moenie verbaas wees, wanneer daai punt gaan kom, waar die Here jou op een kant gaan sit, op 'n rak gaan sit, en sê, ek kan jy nie gebruik nie, want jy vat al die eer. En wie weet dat God deel nie sy eer met enige iemand anders. Want God is die jaloerse God. So wanneer mense na jou toe kom, en jy Christus vir hulle bied, wie vind hulle? Wie kry die eer? Jy? Of God? En dis gewoonlik die twee groot bene, wat veroorsaak dat bedieninge fout. Of die wêreld kom in, of hoogmoed. Want Paulus sê, kom my vriende, laat ons onsself reinig. Vlug vir die begeerlikhede, vlug vir hoogmoed, vlug vir die begeerlikheid van die vlees. O my liewe vriende, ek vra u vandag, wat verteenwoordig jy? Is jy 'n voorwerp van eer? Waardeur die lewenswater en die goedheid en die liefde van die Here kan vloei? Of is jy 'n voorwerp van oneer? Is jy, dit wat binne jou is dit besoedel? Is dit vuil? Is jy nuttig vir die Here? Of het jy nutteloos geword? Ai my liewe vriend, soos Johannes gesê daar in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word. Nee, ek moet minder word. Dis hoe jy nuttig sal bly. Word maar minder, sodat hy meer word. Wil jy nie vandag jouself toewy en sê, Here, maak my 'n voorwerp vir U. Maak my 'n voorwerp waardeur U geopenbaar kan word en verheerlik kan word. Sodat U opgelig kan word in my wandel en in my weer en in my vaart. Lord, make me an instrument of worship. Ek het myself aan die Here ook net weer gewy in hierdie week, in die voorbereiding van hierdie gedagte. Miskien is daar nog iemand wat sê, God praat met my ook, dat ek ook opnuut my sal wy, as 'n voorwerp van eer. Is daar so iemand wat dit saam met my moet doen? Here, maak my 'n instrument van eer, dat ek nuttig vir U sal wees. Dat wanneer mense by my kom, dat hulle Christus sal smaak. Minder van my, Here, en meer van U. Ag, Here, ons staan voor U vanmôre. Ons is so afhanklik van U. Sonder U kan ons niks doen nie. Ons het niks om te gee nie. Al wat ek het is U. Maar dit is ook al wat ek nodig het, Here. Want as ek Christus het, is ek skatryk. Maar Here, dit gebeur ook soms, dat die ou mens tussen beide kom. Dat die eie ek soms opstaan en dat ek myself wil vermeng met dit wat mooi is en skoon is. Terwyl my ou werke eintlik 'n besoedelde kleed is, soos Jesaja sê, ons werk is 'n besoedelde kleed. Wil ons baie maal so roem in ons werke. Kyk net wat doen ek.
Kyk net hoe slim is ek. Kyk net hoe baie het ek al gedoen. Sien my hande arbeid. Ag Here, ek staan eerste voor U vanmôre. Ek vra vergewe my. Vergewe my en reinig my en was my. Sodat U naam geheilig kan word. Ag, snoei maar hierdie ou boompie weer eens, Here. En dankie vir die genade, want ek dink, daar was kere wat ek verdien het, dat my ou boompie maar uitgetrek moet word. Maar dankie, dat U is 'n bekwame boumeester. U is 'n lankmoedige landbouer. Hoe, wat die boompie nog 'n jaar laat staan. As ek kyk, sal hy nie dalk volgende jaar meer vrug dra. Dankie vir die groot genade. Ek dankie vir die genade oor al my boeties en sissies. Is U ook dankbaar vir sy genade? Dat hy so lankmoedig is met ons? Dat hy vandag nog sê, my genade is vir jou genoeg. Gaan nou my seun, my dogter, gaan nou. Jy gaan wees 'n voorwerp van eer. Laat my liefde uit jou vloei. Laat die lewenswater deur jou lewe spoel. Laat die gaan wees 'n voorwerp. Kom ver. Wat jou mond altyd my oop. Mag soet water soos dit reeds. Bewaar julle hart meer as enigiets anders. Want daaruit is die oorspronge. Laat julle hart altyd onbeskik wees. Altyd gereed vir elke goeie werk. Lord, make me an instrument. My sister maak haar instrument waar hy die liefde, die genade, die goedheid van God kan gee. In Jesus naam. Vir elkeen van my vriende hier, Here. U praat met ons vanmôre. Soos die woord sê, jaag die vrede na met almal. Hebreërs 12 in die heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien. Petrus 1:16 wat sê, wees heilig, want ek is heilig. Hierdie oomblik wat verby gaan hou, om jouself te wy. Vanmôre is die oomblik wat 'n keuse wat jy gaan maak. Kan ek 'n voorwerp vereer van God? Of gaan ek 'n voorwerp van God? As jy vanmôre sê, Lord, use me. Yes, my Lord. Maak nie saak wat jou agtergrond of miskien is nie. Die Here sal jou gebruik. He doesn't call the qualified. He qualifies the. As jy bereid om te sê, Here, wat ek het, is nie veel, maar ek gee dit. Nou Hendrik, ek het nie veel om te offer nie, maar Here, hier is my ou lewe. Vat dit. Yes. Die Here sê ek sal dit. Die Here het gewoonlik die mense gebruik wat die wêreld eenkant gesloot. Hy het vissermanne gebruik. Hy het jong manne gebruik. Hy het eenvoudige mense gebruik om sy koninkryk na die wêreld te vat. Nou wil ek vra, as jy een van daai wat sê, Here, maak my 'n voorwerp vir U. Wil jy nie saam met jy hierdie lied sing as 'n toewydingslied? Lord, make me an instrument of worship. Sal regtig bemoeienis gemaak vanmôre. Hierdie tweede vers sê, Lord, make us a symphony. Een instrument wat mooi klink is pragtig, maar wie was al by 'n simfonieorkes? Woe, dis 'n dimensie wat dit jou invat. Kan jy jouself indink as hierdie gemeente, hulle self so by aan die Here, dat ons elkeen
met ons individuele toewyding 'n simfonie vir die Here vorm as die liggaam van Christus. Die Here het hierdie liggaam mooi saamgevoeg. Dis goed saamgevoeg. Ons is nie in stryd met mekaar of in kompetisie nie. Hoe kan die hand sê omdat ek in die kop is, as ek nie deel van die liggaam nie? Dit gaan nie oor of jy 'n misdeelde lid is of wat. Nee, die Here, hy oorkleed die misdeelde lid met nog oorvloediger eer. Mag ons 'n liggaam wees, 'n simfonie, sodat die wêreld ook sal hoor soos wat jy sê, nie net oneer vir myself nie, maar oneer vir die liggaam. Maar wanneer die wêreld na ons sal kyk, dat ons die liggaam sal verteenwoordig, dat ons saam so 'n simfonie. Sal ons daaraan ook by, dat ons eer aan God en eer aan sy liggaam sal bring. Laat make us 'n simfonie. So kom ons wy ons aan. En dan ook die kinders, manne, ouers, moenie julle kinders sterg nie. Moenie een ding sê en 'n ander ding doen nie. Spreek die waarheid. As jy dit vir jou kind beloof het, doen dit. As jy hom 'n pak beloof het, gee hom 'n pak. As jy hom 'n chocolate beloof het, gee, moet hulle nie terg nie. En kinders, julle moet gehoorsaam wees. Hou op om so te argumenteer. Hou op om so te stry oor alles. Onderwerp jou. Maar as 'n twee-rigting verkeer, sal ons as families ook sê, Here, maak ons as familie 'n instrument. Here, het die belydenis van elkeen gehoor. Van die individue, van die families, en ook van ons as die liggaam van Christus. Here, ons bedoel dit uit ons hart uit. Amen. Laat ons minder word, en U meer. Ons reinig onsself van alle onsuiwering, sodat die lig en die heerlikheid van God onbesoedeld deur ons kan vloei. Na 'n wêreld wat honger is, wat dors is, na die liefde van God, en na U goedheid, en U vrede, en U krag. Laat dit so wees dan, Here. Amen en amen.